Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 7, 9 tot 15 Mei. Praktiese gebed. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir hierdie dag en die geleentheid om weer eens te kan leer en groei. Liewer ons vra dat U asseblief ons verstand mag verlig en ons harte mag oopmaak vir die nuwe insig en begrip. Help ons dat ons gefokus mag bly en dat ons ywerig mag wees in ons werk vir U. Lei asseblief ons denke, dat ons nie net mag kennis bou nie, liewer, maar ook wysheid in dit wat ons in ons daaglikse lewe kan toepas. Ons bid en vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Konings 19 vers 1 tot 18, Matteus 6 vers 5 tot 8, Lukas 11 vers 2 tot 4, Matteus 6 vers 5 tot 15, Daniël 9 vers 4 tot 19, Romeine 8 vers 26 en 27. Geheeteks, Psalm 62 vers 9. Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Psalm 62 vers 9. Hoe ervaar jy jou gebedslewe? Hoe gereeld bid jy? Doen jy dit vuriglik? Is jy vol verwagtings? Bid jy daagliks of slegs wanneer die nood druk? Bestaan jou gebede altyd uit versoeke of prys jy die Here ook? Doen jy boonop 'n tafelgebed vir ontbyt? Stop jy halfpad deur jou besige dag om te bid? Miskien is jy deel van 'n gebedsgroepie wat gereeld saam bid, of dalk het jy al 'n hele dag aan 'n gebedsmarathon afgestaan. Het jy al God se almag en teenwoordigheid tydens gebed gevoel? Gebedsbelewennisse gehad wat jou hele lewe verander het? Gebed is die konstante verbintenis tussen ons, die lote, en Jesus, die wingerdstok. In Ellen G. White, Early Writings, bladsy 7.3, sê dit die volgende. As ons wil toeneem en floreer in Christus, moet ons voortdurend sap en voedingsstowwe uit die lewende wingerdstok verkry, want as ons nie aan hom verbind is nie, het ons geen krag nie. Ellen G. White, Early Writings, bladsy 7.3. Dit is die seëninge wat volgehoue gebed bring. Die Here hoor ons gebede en verhoor daardie gebede wanneer hy dit in sy volmaakte wil so beskik, maar nie altyd soos ons dit te wagte is nie. Kom ons beskou ander biddende Bybelkarakters gedurende hierdie week en oorweeg praktiese maniere om gebed in ons daaglikse lewens te versterk. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 16 Mei.